Nou ja, hier maak ek 'n video van die Plettenberg Keerbooms Forever Resort. Hier op die Keerboomsrivier is die ontvangs. En as mens by ontvangs gaan, daar is die ingang, sekuriteitshek. Die resort kronkel hier van die N2 af, is die N2 wat daar oor die rivier gaan. Kronkel hier al langs die Keerboomsrivier af. Hierdie rivier is natuurlik onderworpe aan die getye, hoëgety, laaggety. Nou op die oomblik is dit redelik hoëgety. Hy word baie vlakker. Jy kan sien die resort kronkel af tot Doe in die verde waar het om die rivier draai gaan. As 'n mens deur die ingangshekke gaan, dan hier na die linkerkant toe is die chalets. Reguit aan is na die groter chalets en dan die kamp en staanplekke. So as 'n mens inkom reg na die sekuriteit, is dit waar die kleiner chalets is. So hierby wat ek die kleiner chalets noem, is 'n hele klompie 1 en 2 slaapkamer. Chalets. En ja, dan terug gaan ons na die groter chalets gaan en die kampplekke. Ja, hierdie pad neem ons na die groter chalets, kampplekke, die boathouse, plek waar ons kan launch. En ek sou sê, seker so 150 meter hierdie pad tot ons die eerste chalets kry. Al langs die rivier af. Ja, ek stap nog. Miskien sou ek sê die 150 word dalk 180. Pad voel al langer as ek loop. Ja, hier voorsplit die pad. En komende verkeer natuurlik links. En daai eerste huise wat 'n mens sien so tussen die bome deur. Ek gaan nou in die onderste paadjie afloop. Dit is huise vir die personeel of die bestuurder, ek is nie seker nie, maar dit is personeel wat daar bly. Nou ja, personeelshuis, hier gaan ons by die huis verby. En dan voor op die regterkant begin 'n boot uitkruip. Dit is by die boathouse, die boot vat river trips. Kan ook bote daar hier om te gaan visvang. Nou ja, nog steeds personeelhuis. En dan net na dit begin van die groter en duurder chalets. Hierdie chalets is so in die koers van R2400, het 'n vriend van my gesê, wat dit kan bekostig. Ek kyk nie eers vir sulke chalets nie. Gaan vir die beter opsie, die goedkoper opsie om te kamp. Die verte begin my tent uitsteek na al hierdie chalets. Hierdie chalets het almal 'n groot stoep voor met 'n braaiplek. Dink hulle slaap 6. En hulle almal kyk uit so oor die Keerboomsrivier. Nou ja, en hier lê die Outposts Strikekraft. Gereedheidsgrondslag. Sodra daar van vis gehoor word, dan vertrek ons met 'n spoed. Ja, hierdie oord is baie gewild. Naweke kom maar mense in, bly vir 'n dag of 2.
en dan weer fort, maar soos julle kan sien, dit is verskriklik mooi hierso. So reg in die middel, daar in die verte, steek my Tenco Lodge tent uit. Ek het verkies om 'n bietjie weg te kamp van die al die, hoe sal ek sê, die langstaan kampers. Daar is 'n klomp van hulle wat daar in die verte bly. So daar was nie baie goeie kampplekke oor aan daai kant nie. As ek bedoel die langstaan kampers, dan sit nou maar die mense 60 jaar en plus wat vir langer tye hierso bly. So ek is 'n bietjie weg van die ablisies, maar ek is naby aan my boot, naby aan die rivier om bietjie te vis te vang wanneer ek wil. Kyk, hier is die rivier net langs my. Dis 'n goeie uitsig. Niks blok ons nie, ander kampers blok nie my uitsig nie, so ek het maar 'n bietjie gegaan vir eerder verder loop na die ablisies toe, as wat ek nie lekker uitsig het en alleen voel nie. Ek hou daarvan 'n bietjie te voel asof ek alleen kamp. Al die mense hier natuurlik baie vriendelik, gawe mense. Ek het ook verkies om nie op die rivier te staan nie, want die wind is dalk so 'n bietjie kouer daar, 'n bietjie sterker, alhoewel die hele oord eintlik maar blootgestel is aan dieselfde hoeveelheid wind. Ons het al baie sterk winde hier gehad, maar almal oorleef. Nou ja, hier is die Outpost se tent. Hierdie rondte doen ons net een tent. Dis net ek en my vrou. Maar oral waar ons kamp voer sy al die voëls vet, so wat sy besig is om nou te doen, gooi vir hulle kos, dat hulle kom eet. Mense wat lang staan, wat kort staan. Soos ek sê, is dit baie gewilde, baie beautiful oord. Nou ja, die pad kronkel verder, oralste met kampers. Hier's 'n klomp skoliere of studente wat lyk my vir die naweek kom kamp het. Al die klein tentjies daarvoor. En hier is by Ablisie blok 1 en 2. Dit is so, ek sê so 100 meter daar na my kamp toe. Nou ja, ek het gevra, daar is niemand hier binne in die dames se badkamers nie. Ek wil dit net gou afneem. Julle kan sien hoe lyk dit. Baie mooi en netjies. En daar is verskeie Ablisie blokke verder aan. Die dames het ook baddens as julle wil bad. Nou ja, hier is by die laundry. Netjies se masjiene, mooi, almal werk. Lekker gemaklik om hierso jou was goed te doen. Skottel goed opwas geriewe. Dis van die mans ablisies. Alles mooi netjies. Nou ja, nou is ek deur die eerste ablisies. Aan die ander kant uit, hier is nog heel wat staanplekke met baie mense wat hier so kamp. Wat weer eens bevestig wat ek sê is 'n baie, baie gewilde plek. Die pad loop nog diep in en draai in die verte, net plek vir 'n karavaan om te draai. So 'n mens gaan aan die linkerkant in, hier kom jy aan die regterkant uit. Oralste natuurlik is daar nog baie staanplek beskikbaar. Hierdie mense verkies om voor op die rivier te staan. Maar soos ek reeds gesê het,
Ek is nu ver teen die berg aan die inkompunt waar dit baie not crowded is. Hier is 'n launching site, maar die water is nooit hoog genoeg dat jy kan launch nie. As jy vis vang is hier op plek. En nou ja, daar's al die naweek mense wat met seilbote en goed hier teen die rivier gaan opgaan. Party ouens los hulle vissersbootjies net hier buitekant. Hier is 'n baie lekker skuit vir op in hierdie rivier en die lagoon waar die hele tyd hooggety en laaggety is. So hy sit nooit vas nie. Ek het al met die Outpost se Strandcraft wat 2 groepe van 40 perde het. Al 'n paar keer vasgesit en dan moet ek en my luitenant die hele tyd van die sandbanke afstoot, maar dit is van, is niks ernstigs nie. Baie mooi. Natuur skoon is uitstaande mooi. Hier is oralste nog baie lekker strandplekke oor. Onder die bome, naby die ablisieblokke daar reg agter. So is net tydens Desember en eerste paar weke van Januarie wat dit vol bespreek is. Ek sien swembaddens en dan 'n volleybal net om te speel. Daar in die verte pad. Morning. Hier is 'n kiosk oop oor naweke. How are you, ma'am? I'm good, thanks, and you? Good. I'm just making a video to show to my family. Sure. You're only open over weekends. Only Friday, Saturday and Sunday because it's too quiet. Okay. I think when I started in the first week of December. Yeah, then it will be much busier. But already it's busy. Yeah, it's many busy. visitors. It's busy. Yeah, then so this opposite here, they're gonna open the first week of December. The shop here. another shop. Yes. Hello, family. I'm Yeah. Theo. Hello, Hi. family. Thank you so much. I'm just taking a video of all your goodies you're selling. Okay. Also, we have also pat sticks. Oh, you get the pat sticks from Yes. here. Okay. And the tokens for washings. All right. Yes. Excellent. Thank you. sir. Enjoy. Have a great day. Okay. Nou ja, hier is terug net voor my tent is die pad baan. Het hom nog nie probeer nie. Dink vandag is dalk 'n goeie dag as die reën net ophou. En daar is ons terug by my kamp.